Kom ek bid vir ons. Here, baie dankie vir wie U is. En ja, Here, soos ons net op 'n ander manier ook U aanskou en op 'n ander manier net bewus word van wie U is, besef ons net woorde faal om U te beskryf wie U regtig is. En daar's soveel meer aan U. Daar's soveel oneindig meer aan U. En Here, ek dink sommer aan U woord waar U sê in Psalm 139, die gedagtes wat U oor ons het. Ag Vader, ek wil bid dat soos wat U oneindig baie gedagtes oor ons het, mag U iets in ons verstande kom ontsluit om dienooreenkomstig ook oneindig hoeveelheid gedagtes oor U te hê. En dat ons U sal sien en aanskou en beleef vir wie U regtig is. As die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde. En tog ook Immanuel, God by ons. God binne ons. Heilige Gees, dankie dat U ons leermeester is. Dankie dat U ons lei in die waarheid. En soos ons vanaand ook in die woord gaan delf, sal U asseblief U hart aan ons kom openbaar. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Goed. Ons is besig met Handelinge hoofstuk 12 en ons begin daar te lees in vers 1. In daardie tyd het koning Herodes die hand geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle leed aan te doen. Nou, julle sou sien op die WhatsApp groep het ek vir julle 'n stamboom, 'n familieboom aangestuur. As jy nie op die WhatsApp groep is, moet jy net laat weet, dan kan jy nog steeds opklim. Maar daar het ek 'n stamboom net opgelaai, want wat jy gaan agterkom, as ons praat van Herodes in die Bybel, daar's nie net een Herodes nie, daar's verskillende Herodesse as dit ware. En ek wil begin by die heel begin, as ons kyk na Antipater die eerste. En Antipater die eerste het gelewe tussen 114 en 43 voor Christus. En hy was die beginpunt van die Herodiaanse dinastie. En net om hierdie te verstaan, en ek hoop, na aanleiding van wat ek in die volgende paar minute gaan deel, gaan jy 'n ander begrip hê vir wie Herodes was en wat die Herodiane gedoen het en dies meer. So, as ons kyk na die stamlyn, ons almal ken Abraham se seun was Isak, se seun Jakob, en uit hom, Jakob se naam is verander na Israel toe, en uit hulle uit het uit die aard van die saak die volk Israel, dit is wie hulle was. Maar parallel met dit is dan nou die aard van die saak Abraham se seun Isak, se oudste seun Esau, en Esau was dan nou uit die aard van die saak die voorouer van die Edomite. Julle het al gehoor van Edom, die Edomite. En hulle is dan ook genoem die Edomeërs. Nou daar was baie vyandskap gewees ook op 'n stadium, soos wat familie maar soms doen, tussen die Israeliete en die Edomite. En hier is die hele ironie van die saak, en dit gaan julle verstaan. Soos ons later gaan kom by Herodes die eerste, Herodes die Grote, hy het bekend gestaan met goedkeuring van die Romeine as die koning van die Jode. Nou kan julle hoor waar die ironie daarvan is. Hulle het hulle self beskou as die leiers van die Jode, maar hulle was nie Jode nie. Hulle het nie afgestam van Jakob nie. So hulle is verwant aan, maar hulle was nie. En jy gaan sien ook later, hulle het altyd probeer inpas. Maar ja, Antipater, en hier gaan ons nou, ek gaan nie die hele stamboom deurdraf nie, maar ek gaan net 'n paar punte gaan ek uitlig. So daar's Antipater, en ek gaan spesifiek fokus, ons gaan eventueel kyk na drie van sy kinders, maar daai twee moet julle weet, Herodes die Grote, en ek gaan sommer van die begin af dit vasmaak, dan verstaan jy 100%, Herodes die Grote, Jesus se geboorte, baba seentjies, dis daai Herodes, baie wreed, Herodes die Grote. En hy was gouverneur van Judea, en later het die Romeine gesê, jy mag regeer as koning van die Jode. En hoor mooi, hy het ook die titel gehad, koning van die Jode, maar hy was nie 'n onafhanklike koning nie.
Hy was steeds onderdanig aan die Romeine. Hy het basies namens Rome, het hy basies daai gebied regeer. En dan sy sussie, Salome die eerste, en sy was ook op 'n stadium oor 'n sekere deel, het sy regeer oor 'n gedeelte daarvan. En ek wil net hierdie uitlig terwille van vandag se gedeelte, en dit is Herodes die Grote se een seun was Aristobulus die vierde, en ek wil die volgende net noem. Herodes die eerste het sy eie seun laat doodmaak. Net verstaan, dis net hoe dit was. En as jy dink dit skok jou, hy het nie minder nie as 2 van sy seuns laat doodmaak, Aristobulus en sy boeties deur hom doodgemaak. Ek dink die oudste ook. En hy het een van sy vrouens, Mariamne die eerste, is ook deur hom doodgemaak. Herodes het ook 10 vrouens gehad. So hy het 10 vrouens gehad, en as hy nie van hulle gehou het nie, het hulle weggestuur, hy het van hulle ook doodgemaak. Augustus, die eerste keiser van die Romeinse Ryk, het op 'n stadium toe hy te hore gekom het van hoe Herodes met sy kinders werk gesê, dit is beter om 'n vark te wees in die huishouding van Herodes as om 'n seun te wees van Herodes. So ek probeer net sê, ons lees van die opdrag wat hy gegee het, gaan maak al die kindertjies van 2 jaar en jonger dood, en jy dink by jouself, watter mens doen dit? 'n Mens wat sy vrou en sy kinders doodmaak, doen dit. So ons dink so of dis, hoe is so iets moontlik? Dit is moontlik, as dit is die wêreld waarin jy is. Maar nou wat belangrik is hier, net vir die storie, is dat uit die aard van die saak, daar het jy die seun van Herodes, een van sy seuns, was Aristobulus die vierde, en Salome, wat dan nou Herodes se sussie was, die het 'n dogter gehad, Bernice. En Bernice en Aristobulus, hulle was getroud met mekaar. Niggie en neefie is getroud. So hierdie kom ook voor, jy gaan sien, dit baie ondertrou in hierdie familie. Baie is ondertrou, en dit verduidelik ook baie van die vreemdheid wat ons hierso kry. Nou, as ons daar net kyk, net dat jy 'n idee kan kry oor watter gebied het Herodes die eerste regeer, dit was basies hierdie hele area. Dit is 'n massiewe area waaroor hy regeer het, weer eens namens die Romeine. En julle ken van hierdie provinsies, en dit is later opgechop en opgedeel tussen van sy kinders. Dan uit die aard van die saak, ons moet nou nie vergeet van Salome nie, en daar is 'n interessante woord, toparch. Topografie, is maar net plek, en arg is hoof van. So sy het regeer oor 'n deel, en ons sien dit hierso, die deel waaroor sy regeer het, was oor Jamnia en Azotus, wat Asdod is, dis daai deel, en dan daai klein deeltjie daar, is vreemd, dis die 2, maar dis eers later, maar sy was dan die moeder van Bernice, maar dis eers later, toe Herodes ook klaar, haar boetie was toe klaar dood. Maar as ons dan kyk na Herodes, waarvoor onthou ons hom? Ek praat nou van Herodes die Grote, die kindermoordenaar. Hierdie is 'n voorstelling daarvan, die is Masada, ek weet nie of van julle al in Israel was nie, maar as jy Masada toe gaan, hy het in die wildernis, in die woestyn, het hy basies hierdie massiewe fort daarso gebou, en daar is nie water nie. So wat hulle het is, mens noem dit wadis, is soos droë rivierlope, en dan reën dit kilos van daar af, en op 'n stadium kom daai water teen 'n stroom, kom dit af. Ek weet nie, in Australië sien mense tot baie keer, is die droë outback, en ewe skielik reën dit, die grond kan nie die water absorbeer nie, en vir kilometers is dit net water. Nou dieselfde gebeur hierso. Daai water word dan opgevang, en hulle het spesifiek, die Engels praat van cisterns, dis hierdie stoorplekke vir water wat hulle gemaak het, om dan, as daai reën kom, dan word die water opgevang. En Masada is fenomenaal, hy is gefortifiseer. Ons kan baie uur lank hieroor praat. Dit was een van die laaste plekke van weerstand wat die Jode gebied het teen die Romeine hier by 70 na Christus. En eventueel toe laat bo kom, het almal selfmoord gepleeg, want hulle het gesê hulle sterf liewer aan die hand van mekaar as aan die hand van die Romeine. So dis Masada, ons ken Masada. Hierdie is meer bekend, die tempel wat Herodes gebou het. Nou kan jy weer eens vir jouself indink, hoekom sou Herodes al hierdie goeders gedoen het? Hy's 'n Edomeer, hy's koning van die Jode. Hy soek guns by die Jode, maar hy self nie regtig 'n Jood nie. So hy doen al hierdie goeders om aanvaar te word. Sekere goeders, maar vandag nog steeds dieselfde, nê? Ons wil hê mense moet van my hou. So kom ek bou die tempel mooier en groter. So fenomenaal wat hy daarso gedoen het. En net dat jy mooi verstaan hoekom ek sê hy was 'n wrede man gewees. Seentjies 2 jaar en jonger wat hy laat doodmaak het.
En dis natuurlik ook dan 'n interessante ding. Ek gaan gou twee goeters vir jou uitwys wat jy duidelik net uit die geskiedenis kan sien. Jesus is nie gebore in die jaar 0 nie. Dit maak logies sin, want Herodes het nog geleef toe Jesus gebore is, en dis daai interessante deel van, nou maak jy wiskunde nie, hoe kan Jesus voor Christus gebore wees, want die tydlyn is nie reg nie, verstaan so duidelik. Herodes was klaar dood in 4 voor Christus, en Jesus was toe min of meer al ten minste 2 jaar oud, so Jesus is heel waarskynlik in 6 voor Christus gebore, wat vreemd is vir somme, maar daar het jy hom, so dit is die een. En die ander ding wat jy duidelik hier kan sien, ek gaan nou 'n bietjie ongelukkig van julle Kersprentjies vir julle bietjie hier uitmekaar uitkrap. Julle het altyd die prentjie in die skaapwagters gaan, en die skaapwagters is daar, en die krib en Maria, verstaan, hulle is fantasties daar, en dan het jy uit die aard van die saak, het jy die wyse manne of die sterrekykers, hulle kom daar aan, ook, en hulle is daar in die krib en alles. Nee, die kanse, dink gou mooi, net vanuit 'n logiese gevolgtrekking. Hulle het na Herodes toe gegaan, toe vra hulle van waar is hy gebore? Wat is Herodes se opdrag? Maak al die seentjies dood van 2 jaar en jonger. As dit 'n pasgebore baba was, sou nie gesê 2 jaar en jonger nie. Babas is nie vir 2 jaar in krippe, in 'n herberg, langs 'n herberg, in 'n stad. Julle kry die idee. So ons kan baie lank daaroor nog praat en die redes gee hoekom dit so is, maar die gebeure is nou, jy het groot geword van so af met die Kersspel, en ek bedoel, jy kan nie 2 jaar later, ons gaan nie dit doen met 'n Kersspel nie, want ja, Jesus was nie in doeke, verstaan, so dit maak dit interessant, maar die punt is net, Herodes, ek wil terugkom by dit, Herodes die eerste of Herodes die groter, dit was sy name, hy is die ou wat die seentjies laat doodmaak het, en daar kan jy sien, sy eerste vrou Doris, nie van haar gehou nie, hy het haar verban, en toe Antipater die tweede, vernoem na sy oupa, nou kan jy dit verstaan, hy is tereggestel. So daar was hierdie agterdog die hele tyd. Hulle gaan iets kom doen, hulle wil my kroon van my wegvat, hulle bedreig my regering, wat, en dan maak hy net dood. So die oudste seun, doodgemaak. Dan sy tweede vrou, Mariamne die eerste, ons kan baie lank praat oor Mariamne die eerste, sy was 'n Hasmoniese prinses. So die Hasmoniese ryk was die onafhanklike ryk gewees voordat die Romeine oorgeneem het. En weer eens, hy het met haar getrou in die hoop, hulle sien nou ek as 'n Idumeer is getroud met 'n Joodse adelstand persoon. Dalk sal hulle nou meer van my hou. Wel, hy het haar ook laat doodmaak. Daar's 'n storie, maar dit is nie die waarheid nie. Dis maar die Ponykoerant van destyds. Het hulle gesê dat Herodes, dis wel waar, wat is waar? Herodes was ongelooflik spyt oor die feit dat hy Mariamne die eerste laat doodmaak het. Ongelooflik. Nou hier's die wat nie waar is nie. Daar's nie regtig bronne nie, dit kom later, is daar 'n storie, jy kan hom kry as jy gaan oplees daaroor, dat hy haar liggaam gevat het en in heuning gesit het, dat sy nie moet ontbind nie. En dan het hy nou van tyd tot tyd haar gaan besoek. Dit is bietjie creepy, né? Maar dit is nie waarheid nie. So dit pas in by wie hy was, maar dit is nie noodwendig wie hy was nie. Maar ja, maar in elk geval, sy is tereggestel, en dan die twee seuns, Alexander en Aristobulus, beide tereggestel. So dit is presies so. Een vrou laat doodmaak, sy 3 oudste seuns het hy laat doodmaak. En hou dit in gedagte as jy dink aan Herodes weer. Hy was 'n wrede man gewees. En dan, ek gaan nie eers, julle het op daai dokument het julle die hele storie van hoeveel vrouens hy gehad het en, maar hy het 10 vrouens gehad, waarvan die laaste 2 weet ons nie eers wat hulle name nie, daar's klomp. Gaan kyk daarna, dis nie noodwendig belangrik nie. Wat wel belangrik vir vandag is, daardie persoon is belangrik vir ons vir vanaand. Nou as ons kyk net vir vandag en vir Handelinge, wat is wel belangrik? As ons daar kyk, onthou nou weer, hy is nou daar, hy is nie op die skerm nie, is Antipater, die pa van hierdie 3, hy kom nou ook in, die ou boet, hy was die oudste gewees, is Fasael, ek hoop ek spreek dit reg uit, maar Fasael was die oudste broer gewees, en daar's nog kinders, maar hulle is nie belangrik nie, vir hierdie storie is die volgende belangrik, daar's Fasael, daar's Salome, daar's Herodes die Grote, hulle is boeties en sissies, sy seun, by Mariamne, die eerste, wat hy laat doodmaak het, wat hy ook hierheen laat doodmaak het, Aristobulus die 4de, Salome se dogter Bernice, en daar's Fasael die 2de. So hulle is neefs en niggies. Daai neef en daai niggie, hulle het getrou. Nee, lekker. Dan
het hulle hulle het 4 kinders gehad, hier's nog een wat belangrik is hierso, maar Agrippa die eerste, en dis die Herodes waarvan ons vandag lees. Net dat jy kan sien waar dit vandaan kom. So, net Herodes word gebruik, maar dis daai ene, dis hierdie ene in die groen. Dis die Herodes van Handelinge 12. Maar hierdie ene, kyk nou hierso. Hy was getroud met Cypros. En wie Cypros? Wel, neef Niggie, kleinneef. So, baie ondertrouery. Het is ongelooflik dat diegene, ek weet nie of hulle okay was aan die ander kant nie, maar daar het ons kleinneef Niggie, wat daar so is. In elk geval, en hulle het dan 4 kinders gehad, wat van belang is. Herodes Agrippa die tweede, mens lees van hom in Handelinge 25-26, Bernice, Handelinge 25-26, hulle was blykbaar baie lief vir mekaar. Weereens is daar baie stories, maar dit word nie erken of ontken nie. So, hulle was baie lief vir mekaar. Goed, Mariamne hierso, lees nie weer van haar of in die Bybel nie, word nie daar genoem nie, en dan Drusilla, die vrou van Felix, lees ons van in Handelinge 24. So die klomp name, wat jy al dalk gelees het as jy Handelinge lees, dis waar hulle inpas, net dat jy dit verstaan. Nou, omdat ek lief is vir stambome, moet ek net die volgende net ook noem. So hier, en dis waar die dinge wild raak, want dit is vreemd. So, daar's Aristobulus, die pa van, dis die ander kind. So, Herodes Agrippa die eerste, sy bloedsussie, jy het nou gesien daar, hierso, Bernice Aristobulus, hulle seun Herodes Agrippa die eerste, hulle het ook 'n dogter gehad, wat julle ook al van gehoor het, en dit is Herodias. So dit is Herodes Agrippa se sussie. Ja, Herodes Agrippa die eerste se sussie. En kyk hierso, nou gaan julle ook hierdie storie baie weird. Sy was getroud met haar halfoom, Herodes Philippus die eerste. Want onthou, ander ma, selfe pa, ander ma. Hulle is nie boeties nie, hierdie is halfboeties. Ander ma. So sy's met hom getroud. Terloops, it just gets worse. Herodes Philippus die eerste is onterf deur Herodes die Grote. En is een van die redes heel waarskynlik hoekom Herodias hom toe gelos het, want hy het nie meer grond gehad waar hy moet regeer nie. Toe trou sy met haar ander halfoom, Herodes Philippus die eerste se halfbroer, Herodes Antipas. Hierdie het hier gebeur, Antipas, want sy's net aangepas na hom toe. Dis wat hier gebeur het. En kyk dan nou hierso. So uit hulle eerste huwelik is Salome gebore. En Salome het vir, nou moet ek reg onthou, het vir haar stiefhalfoom pa. Ek weet nie eens wat noem mens dit. Ek dink nie daar's terme, ek dink dit is net plain onwettig wat hier gebeur het, maar Salome vra toe vir Herodes Antipas, vra toe vir hom vir die kop van Johannes die Doper. Maak dit sin? En Johannes die Doper het Antipas aangevat omdat hy sy halfbroer se vrou Herodias gevat het. Maak dit nou sin waar die konflik gaan? En heel waarskynlik die rede hoekom Herodias hom gelos het vir hom was omdat hy onterf is. So nou verstaan jy die storie wat aan die gang is. En daar is Salome en in the spirit of the family trou sy toe ook met haar ander stiefhalfoom, eintlik haar eie broer. Ek weet nie eers hoe die goeters werk nie, maar kyk hierso. En dan vra julle nog, hoekom het hierdie mense opgetree wat hulle opgetree het? Daar was fout met die gene. Definitief was daar fout met die gene. Maar ja, so net dat jy verstaan, want uit die aard van die saak, almal van hierdie het ook plekke gehad waar hulle regeer het en waar hulle konings was en, maar julle verstaan, almal natuurlik onderdanig aan Rome. So as jy lees Tetrarch, of jy lees Toparch, of jy lees Koning van die Jode, dis net titels. Maar op die eind van die dag was hulle eintlik maar net verteenwoordigers van Rome, en hulle moes byvoorbeeld Rome toe gaan om afgeteken te word. Daar's van die gelykenisse wat Jesus sê, daar was 'n koning gewees wat na 'n ver land toe gegaan het om 'n koning te word, en toe sy onderdane wat agtergebly het. Daai gelykenis, as jy mooi gaan kyk, was dit eintlik 'n ware verhaal wat Jesus besig was om te vertel, wat met die Herodiaanse dinastie te doen het. Nou, dis nie waar vanaand gaan nie, maar net dat jy verstaan. So dan, wie kyk ons vandag? Ons kyk nie eers na hierdie noodwendig nie, ons kyk spesifiek Herodes Agrippa die eerste, en nou wil ek net by Herodes Agrippa stil staan, en
net vir konteks, kom ons sit ons net gou vir een oomblik in sy skoene. Jy's die kleinkind van Herodes die Grote. Jou oupa het jou pa laat doodmaak. Ek probeer net die konteks skep van wat moet deur jou gaan. Jy ken jou oupa, hy was 'n wrede man. Jou oupa het jou ouma laat doodmaak. Jou oupa het jou bloedpa en jou bloedoom laat doodmaak. En 'n ander oom van sy eerste vrou ook doodgemaak. My vraag aan jou is, as dit die prentjie is waarin jy groot word, en ek is nie besig om te sê dit regverdig die dade waarvan ons hier gaan lees nie, ek probeer net die punt maak, hierdie was regtig nie jou ideale gesonde familie nie. En as jy kom uit 'n huis uit, waar jou oupa maak jou pa dood, en jou oom dood, en jou ouma word doodgemaak, is lewe regtig vir jou dan iets wat waardevol is? Nee, jy maak dood, mag is alles, beheer is alles. En dis vroeër vanaand ook gesê, daar's nie baie liefde in hierdie prentjie nie. Dis nie regtig liefde wat ons hierso sien nie. Goed, maar ja, kom ons kom uit die Bybel uit. Hier gaan ons. Handelinge 12 vers 1. In daardie tyd het koning Herodes hand geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle leed aan te doen. Nou, en hier's 'n deel, ek het hiermee geworstel, so toe moes ek bietjie verder gaan navorsing doen en kyk, hier's die tydlyn waar ons nou tot dusver is. Nou gaan ek 'n snaakse ding vir jou sê. Handelinge 12 pas nie kronologies in hier nie. Hier is waar Handelinge 12 inpas. So, dis nie vreemd nie. Dis asof Lukas 'n pause vat, 'n tree terugvat, gaan inzoom op die gebeure wat aan die gang is in Jerusalem, en dan gaan hy teruggaan na Antiochië toe, en vir die res van Handelinge is dit dan maar eintlik die kerk in Antiochië en hoe hy verder gaan. Dis nie vreemd om dit te kry nie. En hierdie weet ons. Ons weet, Herodes Agrippa die eerste, spoiler alert vir die van julle wat nog nie Handelinge 12 gelees het nie, he dies at the end of the chapter. Maar hy gaan dood. En dit beteken, as hy dood is in 44 na Christus, ons het laas geëindig by 46, 47 na Christus. Anderster maak dit nie sin nie. Die droogte waarvan Josefus ook praat, stem ooreen met daai datum, waarvan Agabus die profeet gepraat het. So, om die tydlyn reg te hou, dis so half, ons vat 'n tree terug, ons fokus nou op Jerusalem en wat daar gebeur het, en dan gaan ons weer aan die einde van die hoofstuk, sal julle sien in vers 25, is ons weer terug by daai ene. So ek noem dit net, ek spaar jou bietjie net verwarring. Dis wat ek hier probeer doen. Goed, hier is ons nou. Nou, so ons is in Jerusalem, ons het te doen met koning Herodes Agrippa die eerste. Dis die ou wat hy is. En soos ek reeds gesê het, sy pa doodgemaak, sy oom doodgemaak, sy halfoom doodgemaak, sy eie ouma doodgemaak. En hy wat Agrippa was, het uit die aard van die saak regeer oor 3 gedeeltes, Judea, Samaria en Galilea. Onthou, na Herodes die eerste se dood, toe word alles opgechop in klein deeltjies. Julle sal byvoorbeeld onthou, Herodes Antipas het oor Galilea regeer. Onthou toe Jesus gekruisig is, wat het Pilatus gesê? Stuur hom na Herodes toe. Dis Herodes Antipas, want hy's 'n onderdaan van Galilea. Jesus kom van Galilea af. Herodes Antipas moet oor hom oordeel vel. Verstaan julle nou hoekom hy soontoe gestuur is? Hoekom Herodes Antipas iets daar moes sê? Goed. En die punt wat ek hier wil maak is net, weer eens net, terwille van vers 2, want ons is nog steeds by vers 1, Herodes Agrippa wou die guns gewen het van die Jode. Onthou, hy's 'n Idumeer. Hy's nie 'n Jood nie, hy's 'n Idumeer. So, ons lees uit die bronne uit, hy het soort van die geloof aangeneem, en as ons dan kyk wat hier gebeur, in vers 2, hy het Jakobus, die broer van Johannes,
met die swaard laat doodmaak. Hoekom het hy dit gedoen? Op hierdie stadium van die geveg, die kerk het al begin uitbrei, maar wat het ons hiermee te doen? Ons het te doen met 'n man wat aanvaar wil word. En terwille van aanvaarding is hy bereid om dood te maak. Iets wat vir jou dalk erg is, iets wat vir Herodes Agrippa iets is soos 'n potjie tennis. Om iemand te laat doodmaak. Hy het geweet, Johannes die Doper kop afgekap, dis maar hoe dit is. Dis hoe ons dinge doen. Ons kan maklik net lewe neem. En as die my bedreig, of dit kan my posisie versterk, doen ek dit. So hy het hom laat doodmaak, om op die eind van die dag gunst te wen by die Jode. Want die oorgrote meerderheid Jode was op hierdie stadium van die geveg nie noodwendig volgers van die weg nie. Hulle was volgers van Judaïsme in sy suiwer vorm. Nou moet ons ook weet, en dink gou hier aan weer eens, as ons vat, hierdie was in 44 na Christus, en 30 na Christus het Jesus sy aardse bediening begin, dan beteken dit Jakobus, vandat hy Jesus ontmoet het, tot en met sy dood, 14 jaar. Hy het die voorreg gehad om 14 jaar voltyds in bediening te wees vir Jesus. En Jakobus is die eerste apostel wat doodgemaak is vir sy geloof. Ja, Handelinge 7, Stefanus, maar Stefanus was nie 'n apostel nie. Onthou, Stefanus was iemand wat by die tafels bedien het. Hy was net wat ons sal noem 'n diaken. Maar hy was die eerste martelaar, was Stefanus, die eerste apostel was Jakobus. En hoor, hier's bietjie iets hartseer in hierdie opgesluit. Jakobus is die broer van Johannes. Wie was die laaste apostel wat te sterwe gekom het? Johannes. So twee broers is basies met al die ander apostels tussen hulle. Johannes moes almal van afskeid neem. Hy moes almal groet. Hy moes sien hoe almal doodgaan. En Johannes was die enigste een wat nie dood is as gevolg van teregstelling nie. Al die ander is tereggestel terwille van hulle geloof. En dit laat ons natuurlik anders te dink oor wat dit beteken om Jesus te volg. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Toe hy sien dat dit by die Jode byval vind, presies wat ek gesê het, hy word aanvaar, die Jode like wat hy doen, het hy verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit was die tyd van die fees van die ongesuurde brood. Nou ek's bang ek mis hierdie. So daar is 'n vraag waarby ons later gaan uitkom. En julle gaan sien Petrus gaan éventueel vrygestel word. Die vraag is, hoekom is Jakobus tereggestel, maar Petrus kon vryloop? En daai is vrae wat mens baie keer kry. Hoekom hierdie persoon is dan so lief vir die Here? Hoekom nie ook dieselfde? Hoekom kon die Here nie vir Jakobus gedoen het wat hy vir Petrus gedoen het nie? Dis daai tipe vraag. Ons sal dalk bietjie later daarby uitkom, maar ek weet dis dikwels vrae wat mense vra. Wat hulle dink, maar hoe werk hierdie? Maar wat belangrik is, die tydsberekening. Hierdie arrestasie vind plaas tydens die fees van die ongesuurde brood. Nou dit is belangrik. Hoekom het Herodes Agrippa die eerste spesifiek hierdie tyd gekies? Julle sal onthou, daar's 3 pelgrimsfeeste, en hierdie is een, die Pasga, Shavuot, wat ons het, wat Pinkster is, en dan natuurlik Sukkot, die later is Tabernakels. Daai 3, moet hulle Jerusalem toe gaan. So, maksimum publisiteit. Klomp Jode van reg oor die wêreld is hier, baie mense gaan kennis neem van wat hy gedoen het. So, guns by die mense. Nadat hy hom laat arresteer het, het hy hom in die tronk laat gooi en oorgegee aan 4 afdelings van 4 soldate elk. 4 x 4, 16 soldate. Ons praat van Petrus, wat nie 'n swaard regtig kan gebruik nie, as ons dink aan die arrestasie van Jesus. Maar kom ons sit 4 by 4 om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Pasga voor die volk te bring. Nou, die vraag sal wees, hoekom na die Pasga? Want wettig
is dit hoe jy dit moet doen. Wettig kan jy nie met 'n fees hierdie tipe verhore hou nie. Want natuurlik dan vir jou bevestig dat Jesus se verhoor en Jesus se teregstelling was 100% onwettig. Dis mense wat baie meer regsgeleerd is as ek hierso, but there was no due process. Dink mooi daaroor. Jesus is basies op dieselfde dag aangekla, verhoor, skuldig bevind, vonnis opgelê en tereggestel. Probeer dit in Suid-Afrika. Wel, dalk sal dit goed wees, dan gaan die sake vinniger deurhardloop, maar dit is nie so nie. In ons land, ek onthou destyds, moes ek in Sasolburg daan. Interessant, was interessant, dan sê daan, jy staan, jy weet, jy moet daar wees, maar jy weet ook, your worship gaan op die eind van die dag net sê, dit word uitgestel. Ek is so ver gery, hele dag verlof, maar dit is hoe dit is, want die rol is vol. Maar ja, so, die rol was nie vol wat Jesus betref het nie, maar dit wys net weer eens die almag van God. Want as ons moes wag vir die proses, sou Jesus se kruisiging nie kon ooreenstem met die vervulling van profesie nie. So dit alles het gebeur volgens God se plan, al was dit 100% onwettig. In die geval van Petrus, doen hulle ten minste dinge 'n bietjie meer wettig. Hulle wag vir die Pasga. En ek wil net hierdie noem, die 4 afdelings van 4 soldate, elk dat jy die prentjie kan sien. So hoe was dit? Heel waarskynlik 2 soldate by die deur, die hek van die tronksel, en dan met 'n ketting geboei, my regterhand van die soldaat aan Petrus se linkerhand, en hierdie kant linkerhand van die soldaat aan sy regterhand. So hy's geboei, hy's daar in die tronk, 2 soldate, dat jy kan sien hoekom, en dan elke 4 uur ruil die wagte. Dis wat daarso gebeur. So is Petrus dan in die tronk bewaak, maar 'n volgehoue gebed tot God het uit die gemeente vir hom opgegaan. Hoe mooi is dit? Hulle reaksie is, ons gaan as gelowiges aanhou bid vir ons broer Petrus. En dis wat hulle doen. En ons kan leer by hierdie. Ons kan leer by die gemeente. Hulle reaksie is, die slegte nuus, ons gaan bid. En dan die vraag is, het hulle ook gebid vir Jakobus? Ek bedoel, Jakobus was ook seker eers gearresteer en toe was daar een of ander hofsaak, aanklag, skuldig bevinding, middeldeur gesaag, doodgemaak. Die gemeente het ook toegebid. En die vraag sal wees, maar, en ons gaan later sien, Petrus word vrygelaat, hoekom het God nie die gemeente se gebede beantwoord toe hulle gebid het vir Jakobus nie? En God het hulle gebede beantwoord. Die antwoord was net nee. En dis nie noodwendig die antwoord wat ons altyd wil hê nie. Hoekom die antwoord nee is, kan ek nie vir jou sê nie. Maar soms bid ons vir geliefdes en hulle word gesond. Soms bid ons vir geliefdes en hulle word nie gesond nie. God bly God. Maar die punt is, hulle het gebid. Die nag voordat Herodes hom wou voorbring, was Petrus aan die slaap, tussen 2 soldate. Hy was met 2 kettinge geboei, en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Nou, hierdie is interessant. Petrus is daar, hy weet wat met Jakobus gebeur het. Hy weet, ons weet, en ons kyk hierna, en die gemeente het seker geweet, dis 'n uitgemaakte saak wat hier gaan gebeur. Jakobus is doodgemaak, hy sal seker ook doodgemaak word, maar wat doen Petrus? Petrus slaap. Kyk, Petrus was 'n interessante man as dit kom by slaap. Petrus het nie noodwendig gesukkel om te slaap nie. Ek wens ons almal kon slaap soos Petrus, want kyk na hom. As die verheerliking op die berg, wat doen Petrus? Wel, hy was aan die slaap gewees daarso. Toe word hy wakker en hy's hierdie vreemde goed wat hy sê daarso. In die tuin van Getsemane, voordat Jesus gevange geneem is, Petrus slaap. Maar hierdie keer, die rede hoekom Petrus hier kan slaap, is nie omdat hy moeg is of enigiets anders, alhoewel hy was seker moeg. Daar's 'n ander rede hoekom Petrus rustig kon slaap. Want hy het vasgehou aan Jesus se woorde. En wat was Jesus se woorde? Johannes 21. Amen, amen, ek sê vir jou, Jesus praat met Petrus. Toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek
en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Petrus het vasgehou in Jesus se woorde. Petrus was nog nie oud nie. En hy het geweet, Jesus het gesê, as jy oud is, gaan jy doodgemaak word. Hy is nog nie oud nie. Dis hoekom hy kon slaap. Want hy het vasgehou aan die belofte van Jesus. Maar hoor mooi, hy het geweet hierdie dag gaan kom. Hy het net geweet, daardie dag gaan nie daai dag wees nie. Dis wat hy geweet het. Maar Jesus het vir Petrus van die begin af gesê, daar gaan 'n dag kom, wat jy gaan sterf. En hoor hoe mooi is dit, en mag dit waar wees van almal van ons. Watter soort dood Petrus God mee sou verheerlik. Daai is mooi. So my seënwens wat ek sommer vir ons almal hierso sê, mag ons lewens lewe wat God verheerlik, maar mag ons ook sterf en in ons sterwe God verheerlik. Daai is baie mooi, mens mis baie keer hierdie juwele in die skrif. Goed. Skielik het 'n engel van die Here daar gestaan en 'n lig het in die sel geskyn. En mens sou dink 'n engel in lig en mens word wakker, nie Petrus nie. Petrus slaap vas. Ons almal ken 'n Petrus. Hierdie Petrus het geslaap. Wat met die engel doen? Toe gee hy Petrus 'n stamp teen die sy. Maak hom wakker en sê, staan gou op, en die ketting het van sy hande afgeval. Die engel sê toe vir hom, omgord jou en trek jou sandale aan. Hy het so gemaak. Daarop sê die engel vir hom, gooi jou bokkleed om en volg my. So, hy trek sy klere aan en hier gaan hulle nou uitstap. Vers 9, en hy het uitgegaan en hom gevolg sonder om te besef dat wat deur die bemiddeling van die engel gebeur het, die werklikheid is. Hy het nog steeds gedink hy sien 'n gesig. Maar toe hulle by die eerste en tweede wag verby was, het hulle gekom by die Eysterpoort wat na die stad lei, en dit het van self hulle oopgegaan. Toe hulle buitekant kom en een straat verder gestap het die engel hom met eens verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou besef ek waarlik, die Here het sy engel gestuur, en hy het my gered uit die hand van Herodes, en ook van alles wat die Joodse volk verwag het. So hier sien ons, hy's uitgelei, uit hierdie tronk uit, eerste deur, tweede deur, buitentoe, hy's daar, hy dink dis 'n droom, hy dink dis 'n visioen, hy staan daar buite en hy besef, die Here het my gered, ek's vry, die Here het sy engel gestuur, en ek is vry. Dan kom ons by 'n volgende kandidaat wat ons gaan ontmoet. Met die besef gaan Petrus toe na die huis van Maria, die moeder van Johannes, bekend as Markus, waar daar baie mense byeen was en gebid het. So die gemeente het in Jerusalem bymekaar gekom by Maria, en hierdie Maria was die moeder van Johannes Markus, John Mark. En hierdie Markus, wat ons hiervan lees, Johannes Markus, baie keer hang af is 'n wisselvorm wat een gebruik is. Dit is die persoon wat die evangelie volgens Markus neergepen het. En die evangelie volgens Markus, volgens oorlewering, is geskryf deur Markus en hy het baie tyd spandeer saam met Petrus. Met ander woorde, dit was al baie van Petrus se woorde en hy het daai evangelie geskryf. So ironies genoeg, ons het vir Lukas wat hierdie skryf, want hy skryf Handelinge, en hy skryf oor Johannes Markus wat die ander evangelie geskryf het op grond van Petrus. So net dit daarso sê. En nou belangrik, wie is hierdie Johannes Markus? Ons lees in Kolossense 4 vers 10, Aristarchus my medegevangene stuur groete vir julle en ook Markus, Barnabas se neef. Oor hom het julle reeds opdragte ontvang, wanneer hy by julle kom, verwelkom hom. Nou hier is 'n storie en 'n half. Hy's op pad in hoofstuk 13. Dis 'n hartseer deel, maar is vir my bemoedigend om dit ook te besef. So Paulus, Barnabas, hulle is die twee manne wat saam gaan op die eerste sendingreis. Volgende week begin ons met die eerste sendingreis. Dis daai twee manne.
En Barnabas se neef, nou die vraag is dit neef in die opsig van kinders van so, of is Barnabas se suster Maria en dit is soos neefie? Dit is interessant, ons julle ken, dit is soos 'n broerskind, dat dit so is. Hoe dit ook al sê, of susterskind altans, hoe dit ook al sê, ons gaan sien dat Paulus en Barnabas saam met Johannes Markus op die eerste sendingreis gaan. En ons gaan later sien dat Paulus en Barnabas 'n ongelooflike groot uitval gehad het oor hierdie Johannes Markus. Die uitval was van so 'n aard dat Paulus gesê het, hy kan nie dan saam met Barnabas verder sendingwerk doen nie. Hulle paai het geskei as gevolg van Johannes Markus. Nou ek wil nie die storie vooruitloop nie en ek wil dit ook nie op daai noot los nie. Daar's genoeg donker in die wêreld. Ek glo daar's genoeg skrif wat vir ons wys dat daar wel versoening, en ek dink hierdie is 'n voorbeeld daarvan, Kolossense 4. Hierdie was na die uitval, dat daar tog iets in Paulus se hart verander het. Ek dink dis twee persoonlikhede. Paulus was, nee, maar jy het commit en ons is hier vir Jesus en ons gaan in ons hardloop. En Barnabas, maar gee hom nog 'n kans. Kom ons gee nog 'n kans, kyk na sy hart. Diep binne, hy wil eintlik ons moet mooi kyk na hom. En jy die mense het daai mense in die samelewing, those that give a lot of grace and those that are very much striving for excellence, en jy het al twee nodig, al twee is nodig, maar ja, maar ons gaan by daai verhaal, gaan ons nog uitkom. Dan vers 13, hier is 'n paar snaakse goeters wat hier geskryf is. Toe hy aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode, dit beteken roos, gegaan om te antwoord, en hoor hierdie, sy het Petrus se stem herken, en hy het pure vreugde nie die deur oopgemaak nie. Ek bedoel, watter mens doen dit? Hier's Petrus, kom ek loop net, hey, Petrus is hierso. Nee, ek bedoel, gewone mense sal 'n deur oopmaak, maar nie Rode nie. Rode, kategorie van haar eie. Maar binne toe gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Hulle het echt gevra gesê, jy's mal. Maar sy het volgehou dat dit so is. Toe sê hulle, dit is sy engel. Ek gaan nou op het kommentaar lewer, want hierdie is net soos crazy. Petrus het egter aanhou klop, en toe hulle oopmaak, het hulle hom gesien. En hulle was verbaas. Maar hy het met 'n handgebaar vir hulle bedui om stil te bly, en vir hulle beskryf hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Toe sê hy, vertel dit aan Jakobus en die broers, en hy het buitentoe gegaan en na 'n ander plek vertrek. Nou, ek wil net gou hierso sê, wat interessant is wat is die reaksie van die gemeente toe Rode kom en vir hulle sê, Petrus staan voor die deur. Hulle sê vir A, Rode, jy's mal, is die eerste ding wat hulle sê. B, dis nie Petrus nie, dit moet sy engel wees, wat hier so is. En die C is, wel, Petrus is bevry deur God, net soos wat ons gebid het, vir bonatuurlike ingrype. Die korrekte antwoord is dit ABC sal gewees het C. Ek bedoel, dit is gou mooi. Waarvoor bid hulle die hele tyd? Hulle bid dat God bonatuurlik sal ingryp, want onthou, hulle het al hulle fair share van bonatuurlike ingrype gesien in die laaste 10 jaar. Hulle bid vir bevryding, en toe bevryding plaasvind, wat is hulle eerste reaksie? Prys die Here, ons gebede is verhoor. Nee, hulle logiese breine sê vir hulle, dit kan nie wees nie. Ons het maar eintlik net gebid, maar is ons nie maar ook baie keer so nie. Ons bid vir goed en dan gebeur, en sê maar hoe gebeur dit? Jy dan gebid daarvoor. Jy dan in geloof die Here gevra daarvoor, hoekom is jy nou verbaas dat dit gebeur? Ja, maar ja, dit is wat gebed is. Jy bid, God beantwoord, fenomenaal. Wat natuurlik snaaks is jy is mal, ek kan dit nog tot 'n mate verstaan, maar dit is sy engel, come on. Het 'n engel nodig om te klop aan 'n deur? 'n Engel kan ons maar net deurgaan, verstaan? So dit is, verstaan, asof engele nou beperk is deur, die treldoor kan nou nie, nee, verstaan? Dit is 'n engel wat hierso aan die gang is. Maar ja, maar weer eens, weet julle wat's mooi aan hierdie? Vir my is dit weer eens wonderlik dat dit ingesluit is in die skrif en dat ons kan sien dat dit hierso staan. Want dit wys net vir my dat mense het nie in 2000 jaar veel verander nie. En dit sê vir my, dis okay. Dis okay om soms ook dan nou goeters te sê soos jy's mal of dis 'n engel en so aan. Dis daarso. Goed. Right. Net 2 dinge. 1, Petrus sê vir hulle, nadat hy vir hulle vertel het wat gebeur het,
vertel dit aan Jakobus en die broers. Nou logies, hierdie is nou nie die apostel Jakobus nie. Hy's dood. Vers 1. Hy is reggestel deur Herodes. So hierdie Jakobus is Jakobus die halfbroer van Jesus. Julle weet, en hierdie Jakobus gaan 'n baie prominente rol speel as mens kyk na die kerkgeskiedenis. Daai Jakobus, interessante feite oor hom. Daai Jakobus se bynaam was Jakobus die kameelknie. Want hy het so baie gebid dat hy eelte op sy knieë gekry het soos 'n kameel. Hy het ure op sy knieë deurgebring om te bid. En hy het spesifiek gebid dat sy Joodse broers in Jerusalem, hy was die leier gewees van die kerk. Ja, ons lees van Petrus, maar later, ons sal ook sien in Handelinge 15. Hierdie Jakobus het 'n meer prominente rol begin inneem, die halfbroer van Jesus. Jakobus die kameelknie, regtig, hy het gebid. En ook hy is, ek dink, hy's by die tempel afgegooi, is redelik hoog op stokke doodgeslaan, iets, maar hy is ook tereggestel, eventueel. Maar dis daai Jakobus. Hierdie Jakobus is ook die Jakobus wat die brief geskryf het. Net na Hebreërs, Jakobus, dis daai ene, met die baie, ek dink is 76 imperatiewe. Is net, hy's lekker, hy sê hom soos hy is, baie doen. Martin Luther was nie noodwendig baie lief gewees vir Jakobus nie. Hy was 'n Romeine fan, maar albei is nodig, daar's balans nodig in hierdie samelewing. Goed. Maar ook dan die laaste ding wat ek net wil sê is, waartoe gaan Petrus toe? Na 'n ander plek toe. Petrus is ook nou nie dwaas nie. En ek glo geleid deur die Heilige Gees het hy besef, hierdie gaan nie wees soos die eerste keer nie. Onthou 'n ander keer, hierdie is die tweede keer dat Petrus basies uit 'n tronk uit vrygelaat word. Tweede keer dat dit gebeur. En die ander keer wat het gebeur? Hy het direk tempel toe gegaan. En hy en Johannes het gegaan en die evangelie verkondig. Wat gebeur hierdie keer? Hoekom? Want ons kan nie net staat maak op wat die Here die vorige keer vir ons gesê het nie. Ons lewe in verhouding en ons hoor wat die Here nou vir ons sê. En op hierdie punt glo ek sou dit gewees het wat die Heilige Gees vir hom gesê het, Petrus, is nie veilig vir jou om hier te wees nie. Dit is tyd vir jou om na 'n ander plek toe te gaan. Teen dagbreek was daar onder die soldate geen geringe opskudding oor wat dan van Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek, maar nie gekry nie. En nadat hy die wagte verhoor het, het hy opdrag gegee dat hulle tereggestel word. Hierna het hy van Judea na Kaesarea gereis en daar gebly. So, hoe werk dit? En hierdie gaan jy verstaan as jy dink aan die Romeinse soldate wat die graf bewaak het. As jy dink aan hierdie geval en as jy ook dink later, ek dink dis Handelinge 16 waar Silas saam met Paulus, daaroor jy klaar, nie Barnabas en Paulus nie, Silas en Paulus in die tronk is. Sien ons daar's 'n bonatuurlike deure gaan oop. En wat is die reaksie van die soldate? As mens bietjie kyk na hierdie tipe, mens kan sien wat gebeur. Wat het gebeur met Jesus? Die graf oop, alles. Daar was vrees onder die soldate. En jy gaan nou verstaan hoekom. Dieselfde wat hier gebeur, as hy vrees gewees het onder daai soldate toe hulle agtergekom het dat Petrus ontsnap het, en dan sal jy ook later sien dat die tronkbewaarder met Silas hulle, met daai verhaal, ook op die einde van die dag sy lewe wou neem. Want hoe dit gewerk het was soos volg. Daar's ook daai stuk met die skip. Dis dieselfde beginsel. En is baie keer gevangenes wat gebruik is om die skepe te roei. Jy as tronkbewaarder of jy as soldate is verantwoordelik gehou vir die mense wat jy moes bewaak het. En as daai mense ontsnap het, dan het jy ontvang wat hulle moes ontvang het. So dis 'n manier hoe jy produktiwiteit verhoog in die gevangenisstelsel. Dis basies wat jy doen. Dis baie welkom, jy het 'n goeie werk, wonderlik. 20 dae verlof 'n jaar, gratis etes, wonderlik. Maar as een van hulle ontsnap, ons trek net waarvoor hulle dan in die tronk is en jy ontvang dan maar net dieselfde straf. En dis wat hier gebeur het, want Petrus sou tereggestel geword het. So wat gebeur? Dis 'n baie, daar word nie vrae gevra nie. Ons gaan nie 'n ondersoek loods. Feit van die saak is die tronk is oop en hy is nie daar nie. So ons gaan nie, dit is hulle het 'n baie eenvoudige regstelsel gehad. Dit was 'n kwessie van guilty until proven innocent. En jy het baie kort tydjie gehad om dit te kon bewys, maar die feit van die saak is al 16 daai soldate is tereggestel.
En weer eens, dit klink wreed, en dan sê ek vir myself, dis Herodes Agrippa die eerste. Nee, oupa het sy ouma doodgemaak, oupa het sy pa doodgemaak, en sy oom en sy halfoom, vir hom om net nog iemand, hy het Jakobus doodgemaak, om 16 Romeinse soldate wat nie eers naby is, of, verstaan, just kill them. Dit is in sy wese was dit daar gewees. En toe gaan hy na 'n wonderlike plek met die naam van Caesarea Maritima. So van Judea, Jerusalem is daar, is die moderne kaart, al die pad op, hoe ook al, gaan hy tot daarso in Caesarea Maritima. Wonderlike plek, wonderlike golwe, fenomenaal. Right, nou, moet ek net my bearings hier reg kry. As ons dan kyk, sal nou by daai ene uitkom. Goed. Vers 20. Herodes was in Caesarea. Herodes was woedend, vir die mense van Tyrus en Sidon. Hulle het egter almal saam na hom gekom en nadat hulle Blastus, wat toesig gehad het oor die koninklike slaapkamers oorgehaal het, het hulle om vrede gevra, omdat die gebied waar hulle voedsel vandaan gekom het, afhanklik van die koningsin was. Op die vasgestelde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek, op die regbank plaasgeneem en hulle toegespreek. Nou, waar het hierdie plaasgevind? Dit het hier plaasgevind. Daai amfitheater staan vandag nog. Net gou kyk die kapasiteit. Hierdie amfitheater kon so 4000 mense akkommodeer. Die piksinne vat wat? 6000. 4000. So imagine die amfi van die pik. Dis net nie 'n dak op nie. Verstaan, so daar het jy die amfi, jy kyk uit op die see. Wat 'n prentjie. Baie mooi. En net om vir hierdie stad is gebou in 22 voor Christus, Caesarea Maritima. En wie het dit gebou? Herodes die Agrippa, die eerste se oupa. Herodes die Grote het hierdie gebou. So dit is 'n monument ook van Herodes die Grote. En dit was die Romeinse hoofstad in Judea. Want hoekom wil jy in stowwerige Jerusalem bly met al die onmin en dit as jy 'n see uitsig? Almal wil 'n gouverneurskap by die see hê. Verstaan, dit is min of meer wat hier gebeur het. En wat gebeur het hier ook is, hierdie amfitheater is dan gebruik, is bietjie anderster as in Rome, maar dit is gebruik vir die gladiatoriese spele, so die gladiators. Het hulle dan nou hier gehad, so elke 5 jaar. En wat hier gebeur het, heel waarskynlik is, in hierdie amfitheater was hierdie mense daar, en dis waarvan ons nou lees in Handelinge 12. En Herodes het hierso stelling ingeneem. En as ons net weer teruggaan na die skrif toe daarso, ons weet nie waaroor hierdie konflik gegaan het met die mense van Tyrus en Sidon nie, maar nou moet jy weet, Tyrus en Sidon is noord van Caesarea Maritima, so dit was nie Jode gewees nie. En die geskiedskrywer sê hulle het 'n mate van vryheid gehad, selfregering, maar bottom line is, daar was vredesonderhandelinge, en volgens Josefus, as ons kyk na dit, want hy skryf oor die dood van Agrippa die eerste, tydens hierdie byeenkoms wat nou hier plaasgevind het, wat ons nou hiervan lees, was daar gladiatoriese spele wat hierso aan die gang was, en op die tweede dag van hierdie spele het Herodes die volk toegespreek en hy het 'n koninklike kleed aangehad. En Josefus sê hierdie kleed was van silwer geweef en dit het aan die sonstrale weerkaats. So jy kan jouself indink, hy het daar gesit. Nou moet ek mooi kyk. Wat is so die son kom nou hier half oor julle sien wat gebeur en soos daai strale skyn op hom en jy het hierdie blink kleed, dink tinfolie. Jy blink soos die son basies daarso op jou skyn. Goed. En dan lees ons hierdie wat toe gebeur het. Daarop het die volk uitgeroep, die stem van 'n God en nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom neergevel, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie, en verteer deur wurms het hy gesterf. So dit begin met Herodes Agrippa die eerste, wat Jakobus laat regstel het, dit eindig met Herodes Agrippa die eerste, wat deur God
geoordeel is en doodgaan. Nou, uit die aard van die saak, dit gebeur nie altyd nie. Iets in ons sal seker sê, maar dit sal hom lekker gewees die op aarde as daar swift en quick justice so kon gewees het en alle boosheid word op hierdie wyse uitgewis. Dit werk ongelukkig nie so nie. Nou, die feit dat die volk uitgeroep het, die stem van 'n God en nie van 'n mens nie, sê vir ons, dit was heel waarskynlik nie Jode gewees wat dit gesê het nie. 'n Jood sou nie daai woorde gesê het nie. Dit was heel waarskynlik hierdie noordelike Sidon en Tyrus mense wat daar was, so daar was definitief nie Jode. Dit was in elk geval Romeinse spele, nie noodwendig iets wat die Jode van gehou het nie. En hier's die probleem. Hulle sê die stem van 'n God en nie van 'n mens nie, en wat doen Herodes? Die probleem is hy doen niks nie. Hy maak hulle nie stil nie. Hy sê nie vir hulle, hierdie is godslasterend, julle kan nie dit sê nie. Hy verlekker hom in hierdie situasie. En dan sien ons hierso, verteer deur wurms het hy gesterf. Nou, wat ek hier wil doen, en dit is wonderlik hoe die Bybel en buite Bybelse bronne met mekaar praat. So ek wil 'n stuk lees uit hoofstuk 19 van Josefus se boek. Die boek se naam is Jewish Antiquities en ek het dit hier vertaal in Afrikaans. Dan hoor julle en dan vergelyk hierdie verhaal met dit wat Josefus geskryf het. Na sy 3de regeringsjaar oor Judea het Agrippa in Kaesarea aangekom om spele ter ere van die keiser te vier. En dit sou gewees het keiser Claudius op hierdie stadium van die geveg. Vir hierdie geleentheid het 'n groot aantal vername manne met hoë range binne sy koninkryk byeengekom. Op die tweede dag van die spele het hy teen sonsopkoms die teater betree. Ek gaan die prentjie net weer daar opsit, dan kry jy die prentjie. Hy het die teater betree, geklee in 'n kleed wat van silwer gewewe was. Hierdie kleed het geglinster in die sonstrale van die opkomende son. Mense het hom begin vlei en hom aangespreek as 'n god. Hier is presies wat Handelinge sê. Hier is 'n buitebybelse bron. Mag u ons genadig wees, het hulle geskree. En as ons u tot nou toe gevrees het as 'n mens, stem ons van nou af saam dat u meer as net 'n sterfling is. Kan julle hoor, dis net bietjie meer in detail. Die koning het hulle nie stil gemaak nie en ook nie hulle vleitaal afgemaak as verkeerd nie. Maar toe het hy opgekyk en 'n uil op 'n oorhoofse tou gesien sit. Hy het die uil onmiddellik herken as 'n boodskapper van boosheid, soos dit voorheen ook 'n boodskapper van goeie tyding was. Hy het 'n steekpyn in sy hart ervaar, as ook 'n intense pyn in sy maag. Terwyl hy opspring, het hy geskree, ek, wat julle 'n god noem, is nou self ter dood veroordeel. Hulle het hom na die paleis gedra, waar hy na 5 dae gesterf het van aanhoudende pyn in sy onderlyf. Hy was 54 jaar oud gewees. So daai is wat Josefus geskryf het oor hierdie verhaal. Nou sit ons met 'n interessante diskrepans en ons gaan hom baie mooi gou-gou verduidelik. Josefus sê hy is 5 dae later dood en hy verwys spesifiek na intense pyn in sy buik. So nou wat gebeur hier? Want as ons hier lees, dan sien ons hy's verteer deur wurms en hy het gesterf. Nou wat gebeur? Nou ek sê dit vir die wat luister by die huis en vir sensitiewe luisteraars hierso. Ek gaan nou 'n kommentaar vir julle lees, maar asseblief, as jy nog nie geëet het dalk of weet nie, maar dan moet jy nie noodwendig nou luister na wat ek te sê het nie. Julle hoor my? Ek het julle gewaarsku. Goed. So, daar was 'n mediese dokter wat gekyk het na hierdie bronne en hy het dit medies probeer verklaar. So, die rede vir Herodes se dood was heel waarskynlik 'n lintworm. Is heel waarskynlik 'n lintworm gewees. So wat het hier gebeur? Die spesifieke lintworm, Echinococcus granulosus, is sy Latynse naam. En hierdie spesifieke lintworm kom voor in gebiede waar met skape en beeste geboer word, wat sin maak in daai gebied. Skape en beeste dien dan as 'n tussengasheer.
dan sal daar honde wees wat besmette skaap of beesvleis eet, en dan word honde die gasheer van die volwasse lintworm. Dis nou sommer 'n lewenswetenskappe les ook ingebou in hierdie sessie. Goed, en dan hierdie lintworm eiers kan dan deur die mens ingeneem word. Jy was nie jou hande nie, het met die hond gespeel of iets soos dit. Julle ken hierdie is ook nie vreemd nie. Iewers moes jy al hierdie gehoor het. As jy met 'n hond was, net jou hande voordat jy eet en al die klas van goeters, nê. So wat dan gebeur is, indien hierdie lintworm eiers dan deur die mens ingeneem word, weens kontak met besmette honde, ontwikkel 'n vloeistofgevulde sist wat aanhou groei en groei soos ruimte dit toelaat, byvoorbeeld in die buikholte. En dan wat gebeur is, as hierdie sist dan bars, dan kan dit fataal wees. Dit kan lei tot anafylaktiese skok en 'n skielike dood. So heel waarskynlik, volgens hierdie mediese dokter wat hier gebeur het, en dis 'n versoening van beide verhale, is dat op daai oomblik moes hierdie sist gebars het. En dit sou dan verklaar hoekom hy dan sê hy het hierdie ongelooflike pyn gehad in die buik. Dit sou ook verklaar hoekom hy eers oor 5 dae daarna eers dood is, en dit sou ook verklaar hoekom Lukas, wat 'n dokter was, verwys het na wurms. Dis nie 'n weerspreking nie. Alles sê een en dieselfde ding, en hy is toe uit die aard van die saak dood. En wat hier gebeur het was, hierdie was die einde gewees van die Herodiaanse dinastie. Hier 'n streep getrek. Dit het nie verby dit gegaan nie. Hierdie was die einde. Van Antipater 1 regdeur, hier kom alles tot 'n einde, en hy is vervang deur die prokurator Cuspius Fadus, maar bottom line is, hy is dood, en dis waar dit geëindig het vir die Herodiaanse dinastie. So, is baie interessant, as jy vat hoofstuk 12 begin met Herodes wat vir Jakobus doodmaak, maar dit begin ook met 'n verhaal waar 'n engel Petrus uit die tronk uitlei. Maar die hoofstuk eindig ook met 'n engel van die Here wat 'n oordeel vel oor Herodes Agrippa die eerste. Soos 'n mooi sikliese einde. En dan, ons laaste 2 verse vir vanaand. En nou spring ons weer terug na 47 na Christus. Nou spring ons, die fokus skuif nou weer weg van Jerusalem af na Antiochië toe. Maar die woord van God het gegroei en uitgebrei. En Barnabas en Saulus het, nadat hulle diens in Jerusalem voltooi het, teruggekeer en Johannes, bekend as Markus, saamgeneem. Kan julle sien dat daai vers, hy is tog, as jy dit lees met, dit wat ek nou vir jou gesê het, kan jy sien, hy pas half nie, dis nie, jy kan nie hierdie vers lees en dink oor direk na Agrippa 1 is dood en direk daarna, want onthou, wanneer het Paulus en Silas, nie Paulus en Silas nie, Paulus en Barnabas Jerusalem toe gegaan? Dit was hier 46-47, want hulle moes die offer moes hulle bring, wat hulle ingesamel het in Antiochië. 46-47, so hulle was daar, en in die proses kry hulle nou vir Johannes Markus. Maar wat het Lukas baie mooi gedoen? Hy het 'n backstory net vir ons gegee van wat in Jerusalem die laaste paar jare gebeur het, maar wat het hy ook gedoen? Hy sit 'n stuk inligting in wat eintlik nie so belangrik was nie, maar dit is belangrik vir ons as lesers, wat anderster sou ons gesê het, maar wie is hierdie Johannes Markus, wat nou ewe skielik hier uitval? Nee, nou is dit baie mooi, dis 'n verweef, alles word ingeweef, sy naam, hoor gou mooi, was dit regtig so nodig, dat die detail ingesluit is, dat dit die huis van Maria was, die moeder van Johannes Markus. Julle hoor wat ek sê, maar dit word ingesluit vir ons as luisteraars, om die goue draad baie mooi te verstaan, en nou weet ons wie's hierdie, ons weet hy was 'n getuie gewees van hierdie wonderwerk, en dis baie mooi. Daar's ook natuurlik hierdie Johannes Markus, daar's ook natuurlik die spekulasie, as jy wil nog lees oor hom, maar dit is spekulasie. Julle weet, en ek dink dit is net in die Markus Evangelie, is daar die een man, en toe gryp hulle, en toe hardloop hy daar weg, kaal. And a young man followed him with nothing but a linen cloth about his body, and they seized him. Daar is daai stuk, en op 'n van die hardloop hy weg, en as dit net die lap wat agtergebly het. En ek onthou iewers het ek gelees dat daar is 'n spekulasie dat dit heel waarskynlik Markus was, soos wat Johannes nie na homself verwys as Johannes in die Johannes Evangelie nie, dat Markus ook nie na homself sal verwys as Markus in die Markus Evangelie nie. Maar ek sal daai moet gaan opvolg of dit wel so is, maar daai is interessant. Maar die punt is,
Die storie skuif nou, die verhaal skuif nou terug na Antiochië toe, en hy gaan nie regtig, daar's 'n groot vergadering in Handelinge 15, maar van hier af vorentoe is die kerk in Jerusalem nie meer die fokuspunt van die gebeure van Handelinge nie. Van hier af vorentoe is dit die wêreldwye uitbreiding van die evangelie verder as daarso. Goed, so ja, dis Handelinge 12. Hier is ons deur Handelinge 12. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat U 'n almagtige God is. Dat U die God is wat tronkdeure kan oopmaak, wat vryheid kan bewerk op bonatuurlike wyse. En Here, dat ons U kan ken as 'n God wat U kinders ken. En dat ons kan sien dat selfs Jakobus se teregstelling was nie 'n geringe saak vir U nie. Dankie Here dat ons kan sien oor die eeue heen hoe U gebede beantwoord en dat ons na U toe kan draai in tye van nood. U naam kan aanroep en weet U hoor ons. En Here, ek wil vra in hierdie tyd ook dat U by ons sal wees en ons kom herinner in hierdie aand dat U 'n God is wat gebede beantwoord. Mag ons 'n gemeente wees wat bid. Nie net om te vra nie, maar bid om U naam groot te maak, bid om U te loof en te prys. Met ons woorde, maar ook met ons lewens. Heilige Gees, mag U ook op grond van vanaand in elkeen van ons se lewens kom werk. En iets in ons harte kom wakker maak oor hoe groot U liefde is, hoe groot U genade is. Ek bid spesifiek ook in hierdie tyd, Here, waar baie mense moeg en oorlaai is. Bid ek, soos U gesê het, Jesus, dat ons na U toe sal kom. Almal wat moeg en oorlaai is. En ek bid vanaand vir elke liewe persoon wat moeg en oorlaai is. Jesus, ons kies vanaand om U juk te neem eerder as ons eie juk, om U las te neem eerder as ons eie las. Ons kom lê ons eie juk en ons eie las by U voete neer. Want U las is lig en U juk is sag. En ek bid vir elke persoon wat die laaste paar dae, weke, maande 'n las dra wat swaar is, 'n juk dra wat hard is. Dankie Here dat daar by U rus is. En mag ons lewe vanuit U en vanuit U rus. Ons sê vir U weer eens dankie vir U woord, Here. En mag ons uitgaan en U woord gaan lewe vir 'n wêreld wat U nie ken nie. En ook die gaan bemoedig wat die woord ken. Mag mense in ons lewens sien, ons is anders, want ons behoort aan U, ons koning en ons Here. Ons loof en ons prys U naam. Dankie Jesus. Amen. Amen. Julle kan na mekaar toe draai, gedagte of twee deel wat uitstaan, en ja, dan sien ons mekaar volgende week, Handelinge, hoofstuk 13. Shalom, shalom.